Paulus se brief aan Filemon. Dit is geskryf gedurende een van Paulus se vele tye in die tronk. Dis eintlik sy kortste brief in die Nuwe Testament, maar moenie deur die grootte daarvan geflous word nie. Dis eintlik een van die mees dramatiese dinge wat Paulus ooit geskryf het. Hier is die storie agter die storie wat ons kan aflei uit besonderhede uit die brief. Filemon was 'n ryk Romeinse burger van Kolosse, wat waarskynlik vir Paulus gedurende sy sending in Efese ontmoet het en 'n volgeling van Jesus geraak het. En toe later, wanneer Paulus se medewerker Epaphras 'n Jesusgemeenskap in Kolosse gestig het, het Filemon 'n leier geraak van 'n kerk wat in sy huis bymekaar gekom het. Nou Filemon, soos alle welaf hoofde van huishoudings in die Romeinse wêreld, het slawe besit, waarvan een Onesimus genoem was. En op een of ander tyd het hierdie twee ernstig konflik gehad. Onesimus het Filemon op een of ander manier skade aangedoen. Miskien was dit diefstal, of dat hy hom verneek het, ons weet nie presies nie. Maar na die tyd het Onesimus weggehardloop. Onesimus het uiteindelik na Paulus toe gekom in die tronk, waarskynlik om hulp te vra. En in die proses het hy 'n volgeling van Jesus geword en toe 'n geliefde medewerker van Paulus. En so bevind Paulus homself in 'n baie moeilike situasie terwyl hy hierdie brief skryf. Hy gaan vir Filemon vra om nie net vir Onesimus te vergewe en hom terug te ontvang nie, maar om hom as 'n broer in die Messias te ontvang en nie langer net as 'n slaaf te beskou nie. Hier is hoe hy dit doen. Paulus begin met 'n gebed. Hy prys Filemon en dank God vir die liefde en getrouheid wat Filemon aan Jesus en sy mense bewys het. En dan baan hy die weg vir sy versoek met hierdie sin: Ek bid dat die gemeenskap wat jy deur geloof met ons het, jou effektief kan lei om al die goeie dinge wat in ons werk en wat ons na die Messias lei, te erken. Nou die sleutelwoord hier is gemeenskap, of in Grieks koinonia. Dit beteken om te deel of saam deel te neem. Dis wanneer twee of meer mense iets saam ontvang en dit deel en vennote word. Paulus sê dat getrouheid aan Jesus beteken om te erken dat al sy volgelinge gelyke vennote is wat saam deel het aan die geskenk van Gods liefde en genade. En vir Paulus is hierdie ervaring van koinonia tussen Jesus se volgelinge nie net 'n idee nie. Dis iets wat jy in jou verhoudings doen en dit lei Paulus om hierdie versoek te rig. Hy kom uiteindelik by die saak van Onesimus. Hy sê dat Onesimus sy kind in die tronk geword het, wat beteken dat Paulus Onesimus gelei het om sy lewe en trou aan Jesus te wy. En daarom is Paulus en Onesimus nou familie in die Messias. Hy het Paulus getrou in die tronk gedien. En selfs al wil Paulus hom graag daar hê, weet hy dat daardie onopgeloste konflik met Filemon opgelos moet word as hulle sê dat hulle volgelinge van Jesus is. Wat Paulus laat voortgaan met sy groot versoek dat Filemon Onesimus moet terugneem, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as net 'n slaaf, 'n geliefde broer in die Here. Dit is nou regtig veel gevra. Onder die Romeinse reg het Filemon elke wetlike reg om Onesimus te laat straf of in die tronk te gooi. En Paulus vra nie net vir hom om Onesimus te vergewe nie, maar om die oud slaaf terug te verwelkom in Kolosse, as 'n sosiale eweknie, as 'n familielid. Dit is baie meer as goedheid. Dit is ongehoord. Dis om 'n slaaf te bevry en hom dan as 'n familielid te behandel. Dit krap aan die Romeinse sosiale orde. Waarom moet Filemon so iets doen? En hier maak Paulus 'n briljante skuif. Hy gaan terug na die sleutelwoord van die openingsgebed. Hy sê, as jy waarlik my vennoot is, hier kom daai Griekse woord koinonia weer, dan moet jy Onesimus verwelkom asof hy ek is. En as hy jou skade aangedoen het, of jou iets skuld, sit dit dan op my rekening en ek sal jou terugbetaal. In hierdie versoek sien ons dus die hart van Paulus se sendingsboodskap wat uitgeleef word. Dit gaan eerstens oor versoening. Dis nes hy vir die Korintiërs gesê het: In die Messias het God die wêreld met hom versoen en nie mense se sondes teen hulle laat tel nie. So Paulus plaas homself in hierdie situasie in die plek van Jesus. Hy sal die gevolge van Onesimus se oortreding absorbeer. Hy sal die prys betaal sodat hy met Filemon versoen kan raak. Maar Paulus se boodskap gaan oor meer as net die wetlike transaksie. Dis ook oor koinonia.
Onesimus en Filemon en Paulus is almal gelyk voor God. Hulle deel almal dieselfde behoefte vir vergifnis. So die grond is gelyk gemaak voor die kruis. Wat beteken dat Filemon en Onesimus nie langer teenoor mekaar kan optree as meester en slaaf nie. Hulle is familielede. Hulle is broers in die Messias. Of soos Paulus vir Filemon en die hele kerk van Kolosse gesê het, in God se nuwe familie is mense nie Grieks of Joods, besny of onbesny, vreemdeling of onbeskaafd, slaaf of vry nie. Maar die Messias is alles en in alle mense. Paulus sluit die brief af deur sy vertroue uit te spreek dat Filemon selfs meer sal doen as wat Paulus versoek het. Hy vra hom om 'n gastekamer gereed te maak, want hy wil kom kuier sodra hy uit die tronk kom. En dan, met 'n paar laaste groete, eindig Paulus sy brief. Paulus se brief aan Filemon is kragtig om verskeie redes. Dis die enigste brief waar Paulus nie uitdruklik praat oor Jesus se dood of opstanding nie. En dis nie per toeval nie. Hy hoef nie die kruis met woorde te verduidelik nie, want hy wys dit deur sy dade. Paulus beliggaam hier die betekenis van die kruis. Hy maak homself die plek waardeur Onesimus en Filemon met God en mekaar versoen geraak het. Hierdie brief wys ons ook dat die implikasies van die goeie nuus oor Jesus uiters persoonlik, maar nie privaat is nie. Die feit dat Filemon en Onesimus nou broers in die Messias is, maak hulle meester-slaafverhouding totaal irrelevant. Die familie van Jesus is die plek waar almal gelyke ontvangers is van God se genade. Dis die tipe gemeenskap of 'n nuwe mensdom, soos hy dit in die brief aan die Kolossense genoem het, waar mense se waarde en sosiale status nie deur ras, geslag, sosiaal of ekonomiese klas gedefinieer word nie. In die Messias is daar eenvoudig nuwe mense, wat gelyke vennote is, wat saam deel in God se genesende genade deur Jesus. En dis waaroor Paulus se brief aan Filemon gaan.